Ag, hoe lekker sit ons nou hier so om die kampvuur. Hooplik met 'n koppie tee of 'n koeldrank in die hande en definitief nie met 'n bier of 'n dop of 'n glas wyn nie, want as jy dit het, bestel asseblief my TMP waarop staan, if you booze, you lose. I've been, I've seen and now I am clean. Die storie wat ek julle wil vertel is 8 jare terug. Ek was lid van 'n paramilitêre polisie eenheid en ons het nog daai dae gaan veg teen die terroriste in Rhodesia en ons het hulle so hard geskiet dat hulle sommer vryheidsvegters vandag is. Maar nou ja, terwyl ons daar was, ons het gelê in die noorde van Rhodesia by die dorpie Centenary op die lugmagbasis en ek en 'n vriend van my of 'n kollega Whitey, ons is besig om te oefen in die gym. Nou moet ek vir julle 'n bietjie die agtergrond skets. Dit was verskriklik bedrywig met kontakte en aanvalle en plaasaanvalle in daardie jare in Rhodesia wat nou vandag liefdevol verwys word na as Zimbabwe. Nou ja, ek en 'n White het geoefen en baie van die ouens daai tyd van die skemeraand het daar in die kroeg en die kantien gesit en drink en mekaar net vertel hoe sterk is hulle en hoeveel terries het hulle al geskiet. Julle weet mos hierdie bullshit devil's brains, veral as jy 'n paar doppe in het, dan gee dit jou daai Dutch courage. En ek en 'n Whitey oefen, ja, maar daai skote begin klap. Ek en hy is daar uit, skryp ons R1 pietiebroekies en ons laat waai na ons bunker toe. Nou, almal het die rondom verdediging goed geken en onder die knie gehad. Jy het jou spesifieke bunker gehad waar jy gaan lê het, of jou loopgraaf met jou sandsakke, verskuiling en om vir jou die beste area vir spervuur te gee. Nou, wat toe gebeur het daai aand? Nou, die ouens het so gedrink en ons het 'n majoor daar gehad. Ag, vader. Ek sê sommer majoor Robert. Die ou is 'n groot, vet ou. Hy het nou 'n groot tempel van die Here gehad, maar ek weet nie waar was sy hart gewees nie, maar hy het so min gebad as moontlik. En hy het nie baie lekker geruik. En hy was kort siek gewees en dan moes jy hom op een van hierdie vleiskratte se deksels moes ons vir nou op 'n skinkbord van kos aangedra het na sy kamer toe. En ja, as jy daai deur oopgemaak het van sy cabin, want al was ons nou offisier, hy het so 'n rondawel gehad. Ons ouens het in tente geslaap, maar wonderlike lewe. En dan vat jy dit in sy kamer en jette, weet jy kan daar staan, die lug is so dik van die stink, jy vat dit so vas met die hand en gooi dit so by die deur uit. Dan vat jy vir hom sy kos en dan sien jy nou weer daar uit. En hy het die manier gehad, hy het so 'n stinkpyp al ewig vasgeknyp in sy mond, tussen sy tande en dan het hy die ding gerook. Weet jy, weet nie of rook 'n mens hel toe vat nie, maar dit het definitief geruik op hy so pas van daar af gekom het. Nou die aand wat die skote klap, ons hardloop, jy sien net truisers en jy hoor net geweervuur. Maar nou is die ouens daar in die kroeg in die kantien. Dis nou die ouens wat die terrie so doodskiet en almal net vertel hoeveel. Weet jy, as 'n ou moet luister een aand se stories, het hulle die helfte van die bevolking van Afrika doodgemaak in kontakte en so. En jy weet nou hierdie braafheid. En toe daai skote klap, toe hardloop die ouens vir die deur. Hulle is so ernstig om te gaan veg, hulle los almal hulle gewere, hulle R1's teen die kroegtoonbank staan. Nou daar was 'n ou gewees op Kalahari, ou Du Plessis van Suidwes-Afrika. Maar daai ou was ernstig oor sy drinkery gewees. Nou die manne hardloop, verskuiling of 'n geveg, wat ook al hulle wil gedoen het, hulle besope toestand. En nou Kalahari sien nee, maar hier is nou 'n kans. En hy begin met daai een kant van die toonbank en hy down elke glas wat daar is. Hy drink dit. Die ouens sit vas in die deur want dis onmoontlik dat so 15 ouens terselfdertyd by een enkel deur kan uitgaan. En toe die kortste ouetjie in die middel losbars, toe hak sy voet oor 'n boomstomp en hy val en die ouens maak hoopie bo op hom. En hulle gil en hulle skree en hulle gaan te kere, maar dit is benoude gille daai, hoor. Ou Lampies Lambre, hy was in 'n motorfietsongeluk, polisie motorbike squad. Hy so krippel gewees, maar daai man hardloop. Hy hardloop en hy sê net, "Vader, kyk toe skiet dan hierdie stoffies pad hier om my," maar hy hardloop met daai krippelbeentjie. Nou die majoor Robert, hy hardloop in die donker in. Nie 'n geweer of niks nie, maar daai boepens van hom swaai.
en hy knyp hy springpyp vas. En nou het ons 'n volleybal net gehad. Ons was nogal baie goed met die volleybal daar, so ons het die RLI, BSAP, allei ouens geklop en ander companies, en ek was lid van die Operation Hurricane groep. En hy hardloop daar in die donker, en nou die volleybal net, aan beide kante om die volleybal net te stit, het ons hierdie basketbal steel stands gehad. Dit is metaal. Mense, een van hulle het so 3 of 4 van ons gevat om te skuif as ons die net weer mooi wil styf trek. En jy weet die ouens spring en slaan die bal en teen die net en alles. Jy weet hy sal begin rondskuif. Nou dit vat so 4 ouens per stand om te skuif, maar daai majeur met daai ronde lyf van hom. Hy hardloop in daai donker in. En hy hardloop so in die middel van daardie volleybal net. Daai net vou in soos wat 'n ketty sal maak. En hy staal stands skiet terug. Hy werk soos 'n ketty. Maar daai groot dik ou trek haar deur die lug. Daai volgende dag, toe soek ons nog die kop van sy pyp, want hy lê in gilla op die grond, en hy huil, en hy het net die steel nog in sy mond, die filtergedeelte wat hy vasknyp. Ek lê so aan en ek sien, hier kom die groep op my afgehardloop, en mense, weet julle wat, dit was 'n haarnaal breedte, of ek het daai sneller getrek. Ek het al gevoel hoe skeer. Kyk, as jy skiet, as jy daai sneller trek, dan voel jy weet, daar loop hy deur vleis, dan weet jy skoolskoot. Ek het al gevoel hoe skiet ek hierdie terroris wat op my afstorm. En toe ek hy sneller wil trek, toe hoor ek net, "Hey boere, what's going on there? What's going on there?" Toe is dit lede van die BSAP groep, want hulle het hulle kantore, hulle charge office gehad daar so op die gronde. Amper stuur ek 'n ou op die verkeerde manier hemel toe daardie dag. Nou hierdie wat ek gedeel het met julle, met 'n Boepens, Major Robert, tot noem Major Robert, ek gaan nie sê wat werklik sy naam of sy van was nie, so deur die lug getrek het. Ons het dit vir jare daarna nog geniet en gelag. Lekker aand vir julle. Ayo, aye, 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 ayo. Ek staan op die stasie en wag vir die trein, my hart klop in my keel. Dis 'n moeilike tyd wat voor lê, en die toekoms voorspel vir my 'n donker dag. My sien huil, my ma probeer troos en my pa staan breed bos rond, maar ek weet dit te hard so